Goeiemôre julle almal. Ek hoop dit gaan baie goed met elke liewe een van julle en ek hoop julle het sover al 'n baie geseënde week. Ek bring vandag vir julle 'n boodskap uit die Bybel uit Matteus 25. Dit gaan oor die 10 maagde. Dit het oor die naweek die Heilige Gees vir my die woorde gewys en gewoonlik vat dit so 3 dae voor die lering of die teaching daarvan kom. En maandagoggend onder andere, toe ek besig was om my gevestigde joernaal Bybelstudie te doen, sien ek was besig met Matteus 24 en toe ek kyk wat is in Matteus 25, toe staan daar oor die 10 maagde. So ek lees graag vir julle die gedeelte. Ek gaan dit in Afrikaans en in Engels lees, want dan baie keer sê die Amplify dit net so bietjie mooier en bietjie net die woorde maak net so 'n groot impak vir my persoonlik altans. So dis Matteus 25. Dan sal die koninkryk van die hemel wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie saam met hulle geneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkoper en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van Mens kom nie. In Engels sê hy, Then the kingdom of the heaven and will be like 10 virgins, who took their lamps and went to meet their bridegroom. 5 of them were foolish, thoughtless, silly, and careless, and 5 were wise, far-sighted, practical, and sensible. For when the foolish took their lamps, they did not take any extra oil with them, but the wise took flasks of oil along with their lamps. Now while the bridegroom was delayed, they all began to nod off, and then they fell asleep. But at midnight there was a shout, Look, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all those virgins got up and put their own lamps in order, trimmed the wicks and added oil and lit them up. But the foolish virgins said to the wise, Give us some of your oil, because our lamps are going out. But the wise replied, No, otherwise there will not be enough for us and for you. Go instead to the dealers and buy oil for yourself. But while they were going away to buy oil, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut and locked. Later the others also came and said, Lord, Lord, open the door for us. But he replied, I assure you and most solemnly say to you, I do not know you. We have no relationship. Therefore be on the alert, be prepared and ready, for you do not know the day nor the hour when the Son of Man will come. Baie keer dan is dit so, 'n mens berei voor, maar berei ook nie voor regtig vir die wederkoms van die Jesus nie. En hierdie was vir my net so van, maak jou lamp vol. Dit is waar jy moet seker maak, jy het nie net genoeg olie in jou lamp nie, maar ook genoeg vir jou journey. Want omdat ons nie weet wanneer hy kom nie, en omdat ons nie 'n dag en 'n datum en 'n tyd het, vir wanneer ons liewe Jesus gaan terugkom nie, moet ons olielampe vol hou, en ons moet seker maak ons het genoeg olie
vir hoe lang tyd ook al ons dit nodig gaan hê. Baie keer dan dink 'n mens, weet, daar's nog so 'n bietjie tyd. Ons kan dit nog doen en ons kan nog bietjie wegkom daarmee. Maar dit kan enige tyd gebeur. En dan is jy onvoorbereid. En dan wat vir my hart so diep geraak geslaan het, is om te dink dat die wat voorbereid is, saam met Liewe Jesus gaan ingaan na die bruilofsfees toe. En die wat onvoorbereid is, gaan buite staan en sê, Here, maak asseblief vir my oop. En die deur gaan toe wees, hy gaan toegesluit wees. Maar net om te dink hoe 'n realiteitskok dit moet wees, as jy moet hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Dit sal, ek dink vir my persoonlik sal dit baie erg wees, om daar te staan en te hoor, jy is nie geken deur die Here nie. So ja, my boodskap vandag is, maak julle olielampies vol. Maak seker julle het genoeg olie saam met julle. En wees voorbereid. Spandeer tyd saam in die woord, in die Bybel, en worship, en prys die Here, en ja, maak net tyd in jou dag om jou olielamp vol te kry, want nie net is die olie daar vir jou lamp nie, maar dit is ook daar om lig te wees. Dit is ook daar om vir ander mense lig te gee. En wees voorbereid om lig te wees en om ekstra te hê vir die tyd wat Liewe Jesus dan gaan kom. En om in te gaan saam en die bruilof saam met hom te kan vier, as om buite te staan en te hoor die Here sê vir jou, gaan weg, ek ken jou nie, ons het nie 'n verhouding nie. So mag dit vandag vir julle inspirasie wees en mag dit iewers in iemand se hart die realiteit daarvan raakslaan. En mag julle almal 'n geseënde dag hê en wees voorspoedig en geniet die naweek.